Dit is so ongelooflik mooi hier waar ek staan. As jy jou graag wil genooi het om net dit te ervaar. Ek wil graag met jou praat oor daardie FAK liedjie wat in die ou FAK bundel voorkom, getiteld Simbamba. Onthou jy dit? Onthou jy toe ons op skool was, laerskool, hoe het ons so gesing? Simbamba, Simbamba, mamma se kindjie. Simbamba, Simbamba, mamma se kindjie. Draai sy nek om, gooi hom in die sloot, trap op sy kop, dan is hy dood. Onthou jy dit? Volle bors. Weet jy waar kom daai liedjie vandaan? Liewe volksgenoot, ons is so mislei deur so baie goed wat vir ons vertel was, deur hierdie super spesies, wat ons ook maar net hulle goed wat hulle vir ons vertel het en geskryf het, maar net goedsmoeds aanvaar het. Hierdie liedjie was geskryf deur van die boerevroue wat in die konsentrasiekampe was, wat op die plase agtergebly het toe die boere op kommando moes gaan veg het teen hierdie Britte. En hoe hierdie Britte hulle verkrag het op die plaas, soos wat dit geskryf is in die Klasie Havenga dossier. Ek het nou in my besit uit die argiewe uit die 287 handgeskrewe verkrachtingsverklarings deur daardie vroue wat het met hulle gebeur toe hulle alleen was op die plaas om die plaas op te pas en toe die Britte daar aangekom het, wat het hulle met hulle gedoen? En dan kom hierdie liberale Afrikaners en dan sê hulle, ag nee man, daai liedjie Simbamba gaan oor 'n swart mamba. Oor 'n swart mamba? 'n slang? Daardie letterlik honderde vroue wat verkrag was deur die Britte, het die ontstaan gekry van hierdie liedjie Simbamba. Gaan lees dit in die FAK se sangbundel. Ek kan nie myself indink as 'n man en 'n vrou op die plaas gebly het in daai tydperk van die Tweede Vryheidsoorlog en sy vrou alleen by die huis was en die Britte aangekom het op die plaas want hulle het vrye teels gehad. Hulle kon gedoen het met hierdie boerevroue wat hulle wil. En so was hierdie waarheid vir ons vir 125 jaar weggesteek gewees in die argiewe. En na so 'n vrou verkrag was, het sy daarmee saamgeloop totdat sy die dag gesterf het. 'n hele paar mense het my al gekontak en vir my gesê, na die Klasie Havenga opname, weet jy wat Rudy, nou kan ek verstaan, wat het met my ouma aangegaan. Sy het daar op die stoep gesit, baie kere het die trane net geloop, en dan sy so in die verte ingestaar. En dan vra ons ouma, wat is fout? En dan sê sy niks my kind. Daardie onreg wat gedoen was aan daardie vrouens en kinders, Simbamba,
Mamma se kindjie draai sy nek om, gooi hom in die sloot, trap op sy kop, dan is hy dood. Daardie onreg het die liberale Afrikaners vir ons weggesteek. Solank ek leef, sal ek nie weer swyg oor hulle leuns nie. Daar by Springfontein, daai kinderkerkhof met die 37 baba graffies. Die leuen wat daar vertel was, dit is ongedoopte babas, sal ek nie meer swyg nie. Daar het Elria Wessels daardie bekentenis aan my gemaak op kamera voordat sy oorlede is. Toe ek vir haar gevra het, Elria, sê vir my, wat is die waarheid oor daai 37 baba graffies op Springfontein? Waarom is hulle eenkant wegbegrawe omtrent 2 kilometer van daar af van die Hoofkamp Kerkhof? Elria Wessels, jy kan vir die boerevolk langs Emily Hoppias gaan staan. Jy's 'n boerin, 'n boereheld. Iemand wat by die Vroue Monument in Bloemfontein gewerk het vir 33 jaar, 'n geesteswetenskaplike navorser, waar daar nou beweringe is dat sy nie die waarheid gepraat het nie, dat sy dementia gehad het, dat sy die grootste liberale Afrikaner was. Ek val nie meer vir julle leuns nie. As julle sê dit is nie so nie, bring julle bewyse. Volksgenoot, as jy weer daai liedjie hoor, Simbamba, mamma se kindjie, Simbamba, mamma se kindjie, draai sy nek om, gooi hom in die sloot, trap op sy kop, dan is hy dood. Dan wil ek hê jy moet herinner word aan daardie boerevroue wat verkragt was deur die Britse soldate op die plase, terwyl die boere op kommando was. Mag die boerevolk dit nooit vergeet.